Goeiemôre, ek groet jou vanoggend vanuit 'n lekker koue wintersoggend hier in Wellington en dis my voorreg om vandag bietjie met jou tyd te spandeer. Dalk luister jy hierdie terwyl jy op pad is om ergens te ry. Dalk is jy in die wildtuin, dalk sit jy lekker snoesig by jou eie huis of dalk gaan die lewe maar net vir jou soos gewoonlik aan. Maar jy is baie welkom, jy is wel by deel 2 van die reeks waarmee ek besig is, want ek het verlede week ook in persoon in ons diens by die Wellington Moederkerk gepreek. En hierdie week doen ek weer en dan vat ek nou eintlik die hele gedagte van Romeine 8 verder wat ek laasweek al reeds ingelei het. So julle gaan so klein herhalingkie kry van wat ek laasweek gesê het, omdat vandag se vers 12 tot 30 nie eintlik gaan sin maak as ons nie net seker maak ons weet wat Paulus begin en wat Paulus sê in Romeine 8 nie. So die eerste vraag wat ek eintlik maar net wil vra is, wie is regtig kinders van God? En Paulus antwoord vir ons daai vraag. Dan gaan ek vir julle net wys hoe die teks ingedeel is. Ek gaan nie alles vandag kan lees nie, dit is te veel om op 'n digidiens te lees, ek sal dit miskien in die erediens kan lees, maar as jy enigstens kans het, wil ek jou regtig aanmoedig om die hele hoofstuk 8 van Romeine te lees, dis die hele Bybel in een hoofstuk, al die temas wat mens oor kan dink word eintlik in daai een hoofstuk aangespreek. En dis dalk 'n baie lekker stuk uit die Bybel waarmee jy jou in hierdie vakansietyd kan besig hou. Romeine 8, maar vandag fokus ek van vers 12 tot by vers 30 en ek gaan ook nie alles lees nie, ek gaan net hier en daar iets sê. Ek dink van al hierdie verse is vers 26, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, seker die heel bekendste, maar ek hoop ook na die einde van die dag kan ons daai teksvers wat mense partykeer soos 'n towerstaf hier rondswaai, net in konteks kry oor Paulus se hele argument dat hy eintlik besig is om hierdie brief van Romeine te bou. Daar's nog klaar julle mond vol en ek het julle nog eers ordentlik gegroet nie. Jy is baie welkom. Nie net by hierdie digidiens nie, maar met jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Mag jy in die stadige winterrustyd ook God se rus in jou binneste beleef, al voel jou lewe dalk soos chaos. God is by jou. Amen. Goed, so verlede week het ek vers 1 tot 11 na gekyk, wat begin met die wonderlike goeie nuus dat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is nie. Hou daai vers 1 van hoofstuk 8 net vas, mediteer daarop, dink daaroor, dis baie goeie nuus. Dan gaan Paulus verder en het ek eintlik net 2 goed gedoen en mense uitgewys hoe dikwels Paulus die woord vlees en gees teenoor mekaar opstel en dat dit eintlik vir die wat in geen veroordeling meer leef nie se keuse is. Ons lewe nou vrygemaak, gered, op pad met God, maar die heeltyd elke dag, omdat ons nog aan hierdie kant van die hemel is, met die keuse van gaan ek uit die vlees leef of gaan ek uit die gees leef. En ek het hierdie week met iemand 'n gesprek gehad en gesê, dit het die heel tyd hierdie week met alles wat ek gedoen het, goed en sleg, het ek vir myself gevra, het ek nou die vlees of het ek nou die gees? As dit met my goed gegaan het, het ek voordat ek gereageer het vir myself gevra, gaan ek nou die vlees reageer, Letty, of gaan ek nou die gees reageer? En daai pauze wat jy eintlik skep voordat jy reageer, net om daai vraag vir jou te vra, het al klaar wonderlike reperkusies in die manier hoe jy opdaag in die wêreld. En dan het ek ook gewys dat Paulus sê dat wanneer jy oor en oor uit die vlees uitleef en uit die vlees uit kies, loop dit uit op die dood. En dood bedoel ons nie dalk eendag nie, ons bedoel doodsbestaan, daai tipe lewens wat mens baie keer by mense raakloop van, ons is hier, ons beweeg, ons leef, maar daar is nie regtig lewe nie, ons oë is so dood. En die teenoorgestelde daarvan is die lewe, die Zoe lewe, soos wat Paulus daar praat, nie die bios lewe, die biologiese lewe van ek leef, maar ek haal asem, maar daar is nie eintlik lewe nie. Paulus sê dat wanneer ons uit die gees uit lewe, dan kry ons Zoe, egte, diep, betekenisvolle lewe. Dan is ons nou by vers 12 vandag, en dan begin Paulus nou die argument verder te bou. Die hoofstuk 12 tot 30 kan jy ook eintlik tussen 12 tot 16, 17 tot 21, 22 tot 30 opdeel, maar saam vorm dit die kernmiddelgedeelte van hierdie brief, en dan sluit dit natuurlik weer af met daai crescendo aan die einde wat ons ook almal ken, wat sê geen hoogte of diepte kan ons skei van die liefde van die Here nie, wonderlike gedagte.
Maar hier in die middel is daar dan ook 'n argument wat Paulus bou, waar ek nogals gesukkel het om te besluit wat moet ek nou sê, maar ek het toe op die ou end weer besluit om by 2 woorde stil te staan wat homself ook in die teks herhaal, en vir jou in te nooi om, selfs as jy kan sien, ek print sommer altyd vir my die teks so uit, gaan onderstreep dit, en dan sal jy sien hoe die woorde eintlik besig is om jou in te trek in 'n storie in. Goed. So kom ek begin om my vraag oor wie is nou regtig kinders van die Here gou te antwoord uit hierdie teks uit. Dit sluit aan by wat ek sopas oor die vlees en die gees gesê het. Paulus spring weg in vers 14 van Romeine 8 en sê, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, hulle is kinders van God. Dink mens moet dit hoor, as jy iemand is wat die hele liewe tyd uit jou vlees uit reageer en die hele liewe tyd jou sinne met ek begin en ek en my lewe en my goed, wat die vlees is, die vlees sê dit gaan oor my, dit gaan oor ek, dan moet jy dalk net weer 'n tree terugstap en sê dat om as 'n kind van God geïdentifiseer te word, is dit nodig om te weet dat jy permanent in die oefenprogram moet wees om jou lewe deur die gees te laat leef. Paulus gaan verder van vers 15 af en sê, hoe gebeur dit dat ons kinders van God word? Dis nie iets waarvoor ons presteer nie, dis nie iets wat ons voor kan werk nie, dis 'n aannemingsproses wat gebeur. Gaan lees gerus daar vers 15 en 16, dis so mooi. En die kommentare wat ek ook gelees het, praat baie daaroor, dit is 'n regtelike proses om 'n kind aan te neem, jy is nie in pleegsorg nie, jy word nie net opgepas deur iemand nie, jy is wetlik aangeneem op papier deur Jesus Christus en op grond van wie hy is, en daarom is jy nou in God se familie in, en is die Gees tot my en jou beskikking, om anders te kan leef. Die 2 woorde dan is, die eerste woord is woord heerlikheid, wat 4 keer in hierdie teks voorkom. Ons lees daarvan in vers 17, vers 18, vers 21 en dan weer in vers 30. Doxa is die woord. Ek dink wat ons hier moet sien, is dat Paulus probeer argumenteer, soos wat ons ook laasweek gesê het, op die patroon van Exodus, dat dit nog altyd God se hart is, om die wêreld en die mense wat daarin is, maar nie net die mense nie, die natuur, die diere, die totale skepping, te herskep tot 'n plek van heerlikheid, soos wat hy ons aanvanklik bedoel het om te wees. En dit is presies waarmee God besig is in hierdie wêreld, en dis waarvoor hy my en jou uitnooi. Hy wil nie net my en jou klein bestaan herskep tot heerlikheid nie, hy wil ons intrek en ons lewens, maar ook deur ons die wêreld wat besig is om te sug, te herskep tot 'n plek wat eintlik net uitroep heerlikheid, heerlikheid, heerlikheid. God se begeerte, sy drome is vir my en vir jou, vir die kerk, om op so 'n manier te begin leef, dat mense by ons iets begin proe van die heerlikheid wat God vir ons in gedagte het. Nou, N.T. Wright, wat 'n boek oor hierdie hoofstuk geskryf het, sê dat wanneer ons dit lees, kan ons baie keer aanvoel of voel dat hierdie heerlikheid vir eendag is wanneer ons doodgaan en wanneer ons in die hemel is. Dit is dit, N.T. Wright maak wel die argument dat ons baie versigtig moet wees om nie net oor die heerlikheid as iets eendags te dink nie. Ek dink mens kan albei vashou, ek dink ook nie ons moet die heerlikheid van eendag weggooi nie, maar ek hoor sy hart en ek koop daarop in, dat wanneer God oor heerlikheid droom, dit nie 'n eendag projek is nie, maar 'n nou projek. En dit wil Romeine 8 vanoggend vir jou sê. God wil jou klein wêreld, maar ook die wêreld waar jy jou bevind, innooi in projek heerlikheid, waar hy wil skep alles wat sleg is, en hy wil sy gees vir ons gee om ons toe te rus om dit te doen. Maar die teks in Paulus sê, dit is nie eenvoudig nie, en julle sal, wanneer julle die teks lees, agterkom daar's 'n geweldige spanning van 'n alreeds en 'n nog nie. God wat alreeds ten volle sy gees vir ons gegee het. Maar ons wat met ons vlees ook nog ten volle hier besig is en daai stryd is aan die gang. Eendag wanneer die Here weer gaan kom en wanneer die aarde nuut gaan word, gaan daai vlees en gees stryd nie meer bestaan nie. Maar nou is daar baie duidelike tekens van sug wat gebeur. Daai aanvoeling wat ons het van goed is darem net nie soos dit veronderstel is om te wees.
Ons beklei en sukkel daarom net te veel. Die politiek, die xenofobia, die vrees vir vreemdelinge, die angs waarmee mense leef is 'n realiteit. So ons sien daai sug. Paulus begin in vers 22 en sê, die hele skepping sug. Ons sien dit met natuurrampe, ons sien dit met onderste bo natuurpatrone, ons sien dit met 'n winter wat so warm was tot nou toe, wat abnormaal eintlik is. Dit is asof iets net nie reg is in die natuur nie. Paulus sê hy sien dit. Maar dan sê Paulus ja, en saam met die skepping sug mense ook. Ek sien dit fisies. Ek sien dit in my eie lewe baie keer dat ek myself betrap, sug, en dan as ek wonder waar het ek nou gesug, dat ek nie eintlik weet nie. Ek weet net ek wou ontslaa raak van hierdie gevoel wat ek op my skouers het. En dan vat dit vir ons na vers 29 toe, die teks wat ek vir ons vanoggend wil lees, wat die volgende sê. Vers 26. Maar die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit ons met versigtinge, met 'n sug, wat nie met woorde gesê kan word nie. Hierdie vers 26 is mos nou 'n bekende teks. Ek self gebruik dit baie keer wanneer ek by mense sit en ek nie woorde het om te gebruik nie. Wat ek seker wil maak ons dink net nie oor hierdie teks nie, is dat dit God is wat op 'n vreemde manier goed laat gebeur sonder dat ons deelneem daaraan. En as ons die teks mooi gaan lees en die sug en die heerlikheidswoorde in ag neem, moet ons raak sien hier dat die Gees eintlik nie oorneem nie, maar langs ons kom staan en saam met ons begin sug vir die begeerte na die heerlikheid van God wat hy vir hierdie wêreld wil hê. Die woord sug wat hier gebruik word is 'n bietjie intenser vorm as die ander sug wat gebruik word. Dit is 'n innerlike diep kreun. N.T. Wright wys self uit dat die woord wat Paulus hier gebruik vir sug nêrens anders in die Nuwe Testament gebruik word nie, en dit is asof Paulus 'n nuwe woord geskep het waarmee hy wil kom sê, nou is dit nie meer die skepping in die wêreld wat sug nie, maar is ook nie die Gees wat alleen sug nie, dit is die Gees wat langs ons kom staan en saam met ons kom sug. Broers en susters, ek dink baie keer, as ek die Here was, sou ek dit anders gedoen het. Ek sou gesê het, los dit maar, laat ek dit tog net doen, want ek weet wat ek wil doen. Maar dis nie hoe God werk nie. God sê, ek droom oor 'n wêreld nou alreeds, waar vreemdelinge met mekaar oor die weg kan kom, waar vyande mekaar kan lief hê. Maar ek gaan my kinders, wat geesgedreef leef, innooi om dit saam met my te kom doen. So ons is nie gevrywaar nie. Ons is nie op 'n vakansie nie. Ons is nie besig om te sug en te hoop dat ons klein wêreldjies uitgeseer kan word, sodat ons eendag hemel toe kan gaan en dan uiteindelik ons die lekker lewe kan kry waarvoor ons droom nie. O nee. God se droom en sy plan vir sy kerk en vir sy gelowiges, vir die wat kies, nie uit die eie ek en die vlees te leef nie, maar uit die Gees te leef, om onsself te sien as medewerkers. As mense wat saam met die Gees sug. Die Gees wat alles weet wat aangaan. Die Gees wat weet hoe moeilik dit in hierdie wêreld is. Die Gees wat weet hoe moeilik dit met jou gaan. Hy kom beweeg langs jou. Kom sug saam met jou. En hy beweeg jou saam na 'n plek toe waar jy aksies begin neem wat geesgedrewe is. Omdat dan die belofte alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Nie ekstern en buite wonderwerkietjies waarin jy nie deelneem nie, dit gebeur ook baie keer, maar ten diepste is hierdie argument, waarin Paulus sê, die wat droom oor God se heerlikheid, die wat die vlees afvlat lê, wat deeltyd sê, nee vlees, nie jy nie, maar Gees, die wat sug saam met die wêreld, kry ook 'n Gees wat saam met hulle sug, en wanneer daai bewegings alles in plek is, kan jy weet, dat God alles ten goeie sal laat meewerk. Selfs al voel dit nie vir jou so nie. Selfs al lyk dit nie soos die plan wat jy gedink het nie. God hou my en jou deur sy Gees met alle versigtinge vas. Mag dit vir jou 'n wonderlike troos wees in hierdie wintertyd. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my te bid. Here, ons is so bevoorreg
om bewoon te wees deur die Gees wat die hemel en die aarde gemaak het, bestuur en besig is om dit te herstel. Dit is die Gees wat ook in my woon. In my chaos, in my hartseer, in my pyn, kom sug U saam met my en kom gee U vir my wysheid oor hoe die heerlikheid van my lewe ook herstel kan word. Ek bid vir elke nood, vir elke pyn, vir elke vrees, wat by elke luisteraar se lewe teenwoordig is, mag U ook daarin opdaag met U Gees soos wat net U kan doen. Ons bid sommer vir almal wat op pad is, wat in motors ergens ry, dat U hulle sal beskerm en bewaar. Ons bid vir ons land se chaos. Ons bid, Here, dat U ook vir ons leiers sal voorsien, wat met wysheid in hierdie wêreld deur U Gees opdaag. En mag ons, daar waar ons dalk 'n verskil kan maak, al is dit in 'n klein formaat, dit ook met passie en met deur U Gees doen. Amen. Mag jy daar waar jy jou bevind, die Gees saam met jou beleef en ervaar. Amen.